Okay julle, ons gaan 'n bietjie analities doen vandag. Nou, ek het vir ons 'n sirkeltjie neergeplot en dis die eerste keer dat ons nou met sirkels werk in analities, né? Um, maar baie al die ou analities is van passie. So onthou, kan jy al die formules onthou, die middelpunt, die afstand, al daai goed. Dis alles van pas, né? Okay, ons het net 'n nuwe ene bygekry en is die vergelyking van die sirkel wat ons gaan hanteer as daarby moet uitkom. Kom ons begin vraag 1. Hulle sê, bepaal die koördinate van E die middelpunt. Kan julle die middelpunt onthou? Dis mos die twee x'e bymekaar getel en hy twee y'se bymekaar getel en dit was dit. Onthou nou, wanneer jy analities kry, jy hoef nie formule te skryf nie, jy kan dadelik vervang in die formule, soos byvoorbeeld soos die. En ek werk nou volgens die memo, so dat jy kan sien dat jou skryfwyse reg is. So, ons sê E, want dis die E wat ons moet uitwerk, en sy middelpunt is die twee x'e bymekaar getel, so dis die x en die x, so kom ons sê 5, bietjie boontoe, 5 plus minus 3, alles op 2, en dan 1 plus minus 3 op 2, so dis nou obviously die twee y'se ook, né? En dan van hier af gaan ons net gou dit vereenvoudig, dit wil sê, hierdie is 5 minus 3 is 2 op 2, en hierdie is min 2 op 2, en dan definitief is E, dit wil sê, E is 1 en min 1. Okay, so dis nou hierdie koördinate hier. So E is, sy x is 1 en sy y is min 1. Ek het net so inplop. Okay. Dan sê hulle bereken die lengte van AB by 4.2. Kan julle die afstandformule onthou? Dit was mos D is gelyk aan die groot wortel, 2x van mekaar afgetrek gekwadreer, plus die verandering in y gekwadreer. Dit was mos dit. Ons gaan weer eens nie die formules inskryf nie, ons gaan net dadelik alles vervang, maar met die regte waardes, né? So AB, en dit gaan volgens die memo, so AB, dis wat ons moet uitwerk, is in my wortel. Weet jy wat, hierso het hulle gesê die x van A minus die x van B, ek dink dit is nogal belangrik om dit te wys, plus die y van A minus die y van B, en dan vervang ons net al hierdie goedjies in. Hierdie is 5, en dan trek ons die min 3 af, ons kwadreer dit, plus die 1, en ons trek die ander min 3 af, en ons kwadreer dit, en dan kry ons hierdie alles wortel 80, en dan daar hulle sê, skryf in sy eenvoudigste wortelvorm, kom ons skryf dit maar net, hulle sê dit nie, maar dis 4 wortel 5. Hulle gaan hier na 4.3 toe. Okay, so 4.3 sê die volgende, hulle sê, bepaal die vergelyking van die loodregte lyn. Nou ek het hom hier ingeplot, dat ek net gou vir jou hierdie wys, net gou hier uitvee daai, en daai, dat ek net gou oordoen. So hulle sê, bepaal die vergelyking van die loodlyn, of die loodregte lyn wat AB halveer. So hulle praat van hierdie enetjie, kom ek teken hom net hier in, daai enetjie. Hulle praat van daai lyn, en dan daai is loodreg op daai ene. So ons hoef dit nie eens te bewys dat hy loodreg is nie, hulle sê hy is loodreg, want hy halveer hier twee lyne, en hulle noem dit die loodregte lyn. So as hulle nie gesê het, dit is 'n loodregte lyn nie, dan moet jy nou obviously gaan sirkelmeetkunde gebruik het, stelling 1, gesê dis loodreg as gevolg van die stelling ensovoorts, maar hier sê hulle vir jou is 'n loodregte lyn. So hulle sê ek moet daai vergelyking bepaal. Nou, dink 'n bietjie, om 'n vergelyking te bepaal, het ek y is gelyk aan mx plus c nodig. Ek het die gradiënt vir 'n begin nodig, en ek het 'n c nodig, wat ons kan uitwerk, ons kan 'n punt inprop, né? Maar, m, die gradiënt is die probleem, want ek sit met 'n onbekende hier. Ek net klein maak, ek sit met daai klein p'tjie daar. Ek sit met daai p daar wat 'n onbekende is, so ek gaan sukkel om die gradiënt uit te werk, maar wat ek wel weet is, kan jy onthou die vergelyking waar ons die twee gradiënte met mekaar maal, dan kry ons min 1 en dan bewys ons dis loodreg. So ons gaan na daai vergelyking toe. So ons gaan eers die gradiënt van AB met uitwerk. So ons gaan die gradiënt van AB uitwerk.
wat mos die y van A is minus die y van B op die x van A minus die x van B. Nou die y van A is min 3 en dan trek ons die y van B af wat 1 is en dan begin ons met die x'e min 3 en dan trek ons die 5 af. En dan kry ons hier min 4 bo op min 8, so het gee net vir my 1/2. So die gradiënt van AB is net 1/2, né? So, nou kan ek, ekskuus, laai my foon. Nou kan ek mos sê, omdat die gradiënt van AB, as ek dit sou maal met die gradiënt van OC, dan moet ek mos min 1 kry. Nou, as AB 1/2 is, en ek moet nog net die gradiënt van OC uitwerk, dan is dit mos eintlik net, jy deel albei kante met 1/2, so die gradiënt van OC is dan eintlik minus 2. Okay. Op die memo kan jy dit aflei. As jy dit nie kan aflei nie, doen die som, either or, jy kry 'n punt daarvoor. So ek het ten minste nou die gradiënt van OC. Okay. Okay, so nou het ek die gradiënt van OC het, kan ek ons nou sê, y is gelyk aan, ek het die gradiënt van min 2, x plus c, ek kort nog net c, so ek moet 'n punt in vervang, né? So ek gaan enige punt in vervang, let enige een wat jy wil, kom ons het net die 1 en die min 1 van e, hy is mos op die punt, so die 1 en die min 1, so x gaan ek vervang met min 1, met 1 en y met min 1, so ek dink C behoort wat hom oor gaan net 1 wees, né? So die vergelyking is, ek dink ek gaan net maar net die inskryf vir hulle van ons dit nodig het. Hierdie gradiënt, waar is dit nommer 3, bepaal die vergelyking, hier is y is gelyk aan min 2x plus 1. Okay, so hier letterlik aan die einde van die som, y is gelyk aan min 2x plus 1 wat jy uitgewerk. Okay, ons gaan nou na 4.4 toe. Kom ek maak nog 'n bietjie skoon. 4.4. Kom ons lees die vraagie. Toon dat P min 3 is. Nou P is daai ene wat ek gehighlight het in pink. So hierdie is 4.4, om dan na die vergelyking van die reguitlyn het ons nou uitgewerk, is y is gelyk aan min 2x, was dit plus 1 dink ek? Ja. Nou as ons wil 'n koördinaat uitwerk, 'n onbekende, so kom ons vervang hom uit in, kom ons vervang net die punt in, 2 en die p, okay? Want as ek x vervang met 2 en y met p, dan kan ek nou obviously vir p gaan uitwerk, wat min 4 plus 1 is. So hy is net min 3, en ek dink die vraag is, bewys hy is min 3, en daar is dit gedoen. Okay. So die volgende keer is, waar ons eintlik wil uitkom. Ons wil uitkom, ek dink hulle vra hier so, bepaal die vergelyking van die sirkel. So hulle gee hom vir jou, en jy moet dit toon met berekeninge, dat die vergelyking van die sirkel dit is. So, kom ons begin. So, ons gaan net gou P se koördinate gou regmaak. Dat ek net gou 'n bietjie ligter skryf. So, C is mos 2 en P is min 3, né? Nou, julle het 'n nuwe vergelyking bygeleer hierdie jaar. Hulle het gesê die sirkel se vergelyking is hakie x minus a gekwadreer plus y minus b gekwadreer, en dis gelyk aan my radius kwadraat. Nou waar die formule vanaf kom, is letterlik Pythagoras wat gesê het r kwadraat, wat dit is gelyk aan x kwadraat plus y kwadraat, maar letterlik het die x en die y geskuif, want dit lê nie meer in die middel van 'n sirkel nie. Dit lê nou, jy kan sien, dit lê hier in die kant van die sirkel. Die middelpunt lê nou daar, so daar's eintlik al 'n verskywing wat plaasgevind het van die sirkel op die kartesiese vlak, en daai A en B dui aan die verskywing. Okay.
Wat nou baie belangrik is dat jy moet onthou, dat hierdie punt hier, en hierdie A en hierdie B is die koördinate van my middelpunt. Maar die X se teken gaan ons altyd verander. Okay, so jy kan sien X is hier so 2, so dan gaan hy 'n min 2 word by die X. En B is 'n min 3. Weet jy wat, kom ons maal dit in. Ek daar staan X minus 2. Ja, jy kan dit inprop, daar is al klaar minusse in, so daar is baie belangrik. Okay, so kom ons begin net oor, heeltemal van vooraf. Ons skryf gou die vergelyking neer. Ons sê X minus, was dit A, né? Ja, X minus A gekwadreer plus Y minus B gekwadreer is gelyk aan my radius kwadraat. Kom ons prop die punte in. Ek het C die middelpunt, so hierdie word X minus 2, X minus 2 gekwadreer plus Y minus 3 wat plus 3 word, korrek, gekwadreer, en het ek die radius. Nou dis nou die probleem, het ek die radius, ek het nie. So ons gaan gou die afstandsformule moet gaan gebruik om gou die radius uit te werk. Sommige vinnig, ons gaan BC se lengte uitwerk. Ons moes dit nie iewers uitgewerk het nie, né? Nee, so ons gaan met uitwerk. So ons gaan gou BC met uitwerk. So BC is mos X minus X gekwadreer plus Y minus Y gekwadreer. So X minus X is, kom ons vat sommer die eerste X wat min 3 is en ons minus die ander X min 2, ons kwadreer het, en die Y minus Y, so dis min 3 en ons trek die ander min 3a wat die plus 3 word, ons kwadreer het, so hierdie is eintlik net minus 5 gekwadreer plus, en daar is net 0 gekwadreer, so hierdie is 25, so ons weet dat BC 5 is. Jy moet net gaan uitwerk, wys die sommetjie, en dan gaan ons nou aan met die som, so ons kan sê dit wil sê daar R kwadraat in sit, X min 2 gekwadreer plus Y plus 3 gekwadreer is gelyk aan 5 gekwadreer wat 25 is, né? Okay, en dan daar hulle te sê, hulle bewys dat dit so lyk, so ons gaan gou met EBA, EMAL en al daai goed. So X min 2, hier is waar ons gewoonlik foute kan begaan. Watch mooi vir julle. Okay, so hier is X kwadraat minus 4X plus 4 plus Y kwadraat plus 6Y plus 9. Ons bring die 25 oor, dat is die een kant 0 maak. So ek het X kwadraat, wat korrek is. Ek het plus Y kwadraat, wat korrek is. Kom ons tel gou vir ons X by mekaar, maar as 'n 4X, dat is die enigste 4X wat daar is, min 4X, wat korrek is, plus 'n 6Y, wat gekorrek is, en dan minus 25 plus 9 gee vir ons, en daar is al 'n 4 ook, so dit gee vir ons 13, ja, dit gee vir ons 'n negatiewe 12, en ons is korrek, so dis wat ons bewys het, lekker 4 maklike punte. So kom ons dink 'n bietjie oor die vraag, nou hulle sê, bereken die waardes vir T waarvan die reguit lyn nie die sirkel sal sny nie. Nou gewoonlik, wanneer ek 'n funksie gehad het, en ek het 'n ander funksie, en hulle sê, bereken die waarde van die onbekende, waar hulle nie sal sny nie, sal ons die boonste een vat, minus die onderste ene, en dan sal ons die diskriminant gelykstel aan 0, of, hulle sê, bereken die waardes waarvan die reguit lyn nie sal sny nie, nee, so die kant, sal die diskriminant kleiner wees as 0. Maar die probleem hier is, gewoonlik het ons net X en 'n onbekende waarde. Hierdie keer het ons eie ook, want jy sal sien hierdie vergelyking het X'e en eie, so ons moet dit bietjie anders doen. Ons gaan 'n gelyktydige oplossing doen. So hier gaan die goed gelykstel aan mekaar. Nou dink 'n bietjie obvious, wanneer ek hulle gelykstel aan mekaar, dan kry ek snypunte, né? So ons gaan dit doen vir 'n begin. Daar is nou wel 'n onbekende, maar dit is fyn. So ons stel die goed gelyk aan mekaar. So ons het ons eerste vergelyking wat daai lange is. Ek gaan hom net in sy standaard vorm skryf, die ene wat ons
voor ons ge-EBA het, ek weet nie of jy kan onthou nie, dit was x min 2 gekwadreer plus y plus 3 gekwadreer is gelyk aan 25. Ek gaan die vergelyking gebruik. So ek gaan nie as sulks hierdie ene gebruik nie, ek gaan hom net terugvat voor ons dit ge-EBA het. Okay? So ek het hierdie uitvee. So daar is my vergelyking 1, en dan het ek mos nou 'n nuwe vergelyking, dis die enetjie. Y is gelyk aan dx plus 8, en dis nou vergelyking 2. So kom ons prop hulle in mekaar in, ons vat 2, en ons vervang het in 1 in. Okay, vertel die som 6, is baie. Okay, so elke y gaan ek vervang met 'n tx plus 8, en sien wat ons nou ontsla, nou raak ons ontsla van my y's, en dan kan ons die diskriminant gebruik, né? So, ek het nou x min 2 gekwadreer, dis nou daai stukkie hier, wat ek nou hier het, so dis fine, plus, nou daai y hier, hierdie y hier, gaan ek nou vervang met daai stukkie, okay, so, die y word, tx plus 8, en dan obviously die plus 3 in die einde, en nou kan jy sien, nou is ons op 'n plek waar die eie uit die pad uit is, en nou kan ons daai onbekende oplos, om te kyk wat gebeur met die diskriminant, né? Okay, so kom ons maal gou al die goeders uit, so hierdie is, ek kan nou nie hakie gebruik nie, want dit is mos nou klaar uit, ja, kom ons maak hom nog bietjie kleiner, hierdie is x min 2 gekwadreer plus tx plus 11, nou wat gekwadreer moet word, gelyk aan 25, so hierdie is x kwadraat min 4x plus 4, plus, so tx mal tx is t kwadraat x kwadraat, plus 22tx plus 121 minus my 25, want ons gaan die een kant 0 maak. Okay, ek dink daai maak sin, ek wil net gaan check of ek reg is, nou die foutjies gemaak het nie, maar dit lyk nie so nie, so ek gaan net gou my x'e by mekaar sit, so ek gaan net gou net vir jou te wys wat ek nou eintlik doen is, kom ons highlight hier, so ek gaan hierdie x, en kom ons maak so, en hierdie x by mekaar sit, en dan gaan ek gaan net bietjie groepeer, net by mekaar skryf, daai, en dan kan ek obviously nog hierdie getalle hier by mekaar plus, so kom ons vereenvoudig net, bietjie om te kyk waartoe beweeg ons, né? So hierdie is x kwadraat, ons skryf het gou ons x'e by mekaar, plus 22tx min 4x, en as ek nou al daai by mekaar tel, so 121 plus 4, 125 minus 25, dit gee vir my 100, okay, nou ons is iewers, so ons sien waar ons uitkom, nou, ons gaan nie diskriminant gebruik, maar nou moet jy onthou, ons gaan nou eers 'n bietjie met faktoriseer, ek gaan in die eerste 2 terme hier so gou x kwadraat uithaal, né, dan het ek mos nou 'n 1 plus t kwadraat oor, okay, en in die volgende ene gaan ek 'n x uithaal, dis nou daai tweeetjies, dan bly daar 'n 22t min 4 oor, en daar kan ek niks uithaal nie. Nou kan jy onthou wanneer die diskriminant uitwerk, die diskriminant net gou teruggaan, minus 4ac, so wat sal my b-waarde gewees het, so b sal obviously dit wees wat by die x is, a gaan alles wees wat by die x kwadraat is, en c gaan daai stukkie wees, né? Okay, so ons dit nou in gedagte, so dis waar ons beweeg, dis hoekom ons dit gedoen het, so ons die diskriminant uit kan werk. Nou hulle sê hierdie twee lyne sal mekaar nie raak nie, bereken die waardes van t waarvoor die reguit lyn nie die sirkel sal raak nie. Kom ons gaan dink net 'n bietjie hieroor. So as die diskriminant gelyk aan 0 is, sal hulle raak. As die diskriminant kleiner as 0 is, sal hulle nie raak nie. En as die diskriminant groter as 0 is, gaan hulle sny. Ek as jy moet dit onthou. Dit is amper soos
wanneer ons die parabool gehad het, dan raak hy, dan stel ons dit, dan sê ons diskriminant gelyk aan 0. Wanneer die parabool nie die x-as gesny het nie, dan sê hy raak nie. En dan wanneer hy wel die x-as sny, dan was die diskriminant groter as 0. Okay, so al daai goedjies is presies nog dieselfde soos in graad 11. Okay, so ons weet nou hier, die diskriminant moet kleiner wees as 0. Nee, dit beteken b² minus 4ac moet kleiner wees as 0. Dan skryf ek 10 met 0. Okay, so wat is my b? B is die 22t min 4, ek moet dit kwadreer, minus my 4, my a is hierdie, ek gaan so my skryf t² plus 1, is mos my dieselfde ding, en my c is 100. Okay, en dit moet kleiner wees as 0. Ja, so nou gaan ons gou hierdie hakies EBA, hierdie eerste enetjie, 22t maal 22t gee vir my 484t². Dan maal ek hom met daai, en hom met daai, dan jy sê gaan EBA 176t, en dan kry ek min 4 maal min 4 gee vir my 16. Nou is my eerste twee hakies ge-EBA. Nou moet ek al daai goed by mekaar maak. Eers die min 4 met die 100, so dis min 400, en dan min 400 met t², so dis min 400t², en dan die min 400 maal ek ook met die plus 1, wat dan min 400 is, so ek dink dis korrek. Jy hoef nie so shortcut te vat nie. So kom ons vereenvoudig net weer 'n bietjie. Ek kan letterlik hierdie enetjie en hierdie een vir mekaar aftrek, so kom ons doen dit. So hierdie is 84t², né? Kan ons die ander by mekaar tel? Jap, kan. Ek kan ook hierdie en, hy het nie 'n pel nie. Ons hou hom net so. Min 176t, okay. En dan gaan ons na die laaste een toe net my getalletjies, daai enetjie en daai enetjie. Dit gee vir my 384 minus 384. Ja, en dit moet kleiner wees as 0. So ons is iewers al. Dan gaan ons gou regdeur en kleiner maak. Ek kan dit regdeur deel met 'n 4. Dan word die 21t², hierdie word minus 44t, en hierdie word minus 96 kleiner as 0. Ek dink ek kan dit nog kleiner maak. Nee, ek kan nie. Dan kan ons dit faktoriseer. Ek gaan nou cheat, want ek gaan kyk hoe, met die formule, ek gaan net gepause. Okay, so as ek my formule gaan gebruik, hy kan maklik faktoriseer, want ek wil net vir jou wys, want hierdie 2 gee vir my die 21, dis baie maklik, so outer inner, daar gee vir my 28, ja, dit gee vir my 44, jy kan maar gaan check, baie moeilike faktoriserings onthou, maar jy, so dan het ons 2 kritiese punte. So my kritiese punte, as jy jou formule gaan gebruik het, gaan jy sommer daarby uitkom. So as jy jou kritiese punte kry, kan jy gesê het dat t is gelyk aan 24/7 of t is gelyk aan minus 3/4. Okay. Nou moet ek gaan my parabool teken. So vra as 'n smiley face. Okay, my een kritiese punt gaan hier by min 4/3 en die ander ene gaan by 24/7 en kleiner as is mos in die maagie, kan jy onthou? So ons gaan sê dat t is 'n element van enige iets, is dit nou ronde hakies? Ja, dit is ronde hakies, want dit sluit dit nie in nie, van min 4/3 tot by 24/7. En as jy die ander way wil kan doen, kan jy dit ook doen, t is groter as min 4/3,
en kleiner as 24 op 7 en die memma dis reg. Dis 'n groot som. Dan die belangrike ene, ons wil bo minus onder, maar ons kan nie, omdat daar eie ook in is. Ons gaan eers die y moet vervang met 'n x, en dan kan ons dit solf.